Goeiemôre broers en susters, vir almal wat sedert ons met die voorafsang begin het, nou ingekom het. Baie hartlik welkom aan u almal. Mag die Here vir ons vanoggend ryklik seën. Mag hy deur die werking van sy Gees, deur sy woord tot in ons harte kom en met ons praat en dat ons iets van die wonder van God se liefde vir ons opnuut sal ervaar op hierdie Kersdag. Mag die Here dit vir u en u gesin, u familie, ook hier waar die vakansie hou en al die lidmate van die gemeente, wens ons vir u 'n geseënde Christusfees toe. Mag dit vir u 'n mooi dag wees. Ons wil welkom sê aan almal wat hier by ons kuier, al die vakansiegangers. Dit is lekker om ook vir julle hier in ons omgewing te hê en mag die Here dit vir julle 'n goeie vakansie maak. Ons fokus op God en ons gaan vanoggend begin deur die Christuskers aan te steek. Ons het die afgelope 4 Sondae, bekend as die Adventsondag, elke keer stilgestaan by 'n bepaalde tema van hoop, van vrede, van vreugde en liefde. En vandag die hoogtepunt van hierdie deel van die kerkjaar, as ons daaraan dink dat Jesus Christus as die lig vir die wêreld na ons toe gekom het. En kan ons inderdaad sê, soos die Jesaja teks waarby ons vanoggend gaan stil staan, die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. En dat die lig van Christus ook oor ons lewe kom skyn het. So steek ons die Christuskers aan, simbolies ook van sy teenwoordigheid en lig in ons lewe. Ons gee nou kans dat as deel van ons fokus op God, dat visie vir ons 'n bydrae lewer tot ons diens en aanbidding in hierdie oggend.
Sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here o ganse aarde. Sing vir die Here, prys sy naam, verkondig sy verlossing van dag tot dag. Maak onder die nasies sy majesteit bekend. Onder al die volke sy verlossingsdade. Amen. Geliefdes, ek groet julle namens die drie enige God, wat so in jou persoonlik belangstel, soveel vir jou omgee, dat hy sy genade en vrede aan jou skenk, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons bring ons lof aan God, deur lied 365 saam te sing, die 3 verse daarvan, hoor die blye englelied aan die koningsseun gebied. Kom ons sing al die verse tot lof aan die Here. Ek sien hier maar braaf min kinders, hier glad nie kinders, ja, daar's 2 en die meeste kinders is daar. Kom gaan almal vorentoe, die kinders wat wil. Kom. Pa, ma sal soet sit. Kom gou, ons het min tyd. Daar sy. Nou kan jy sommer net hier so sit. Ja. Hy sal reg wees. Ja, julle is al mooi kinders, hoor, regtig. En julle lyk pragtig vanoggend. Ek wil gou vir julle iets vertel, net om vir julle iets te vertel van die boodskap van Kersfees ook vir julle. Kyk wat het ek hier saamgebring. Ja. Kan julle nou onthou toe die Here Jesus nou die nag gebore is, né? Kan julle onthou daar op die velde van Bethlehem het daar engel gekom en aan wie het daai engel met die helder lig uit die hemel, aan wie het hy die boodskap gebring dat daar vandag in die stad van Dawid
die verlosser gebore is. Wie van julle kan vir my sê, aan wie was dit? Jou hand was eerste. Ja, maar aan wie het die engel dit gebring? Die skaapwagters. Dis heeltemal reg. Die skaapwagters, né? En hierdie stokkie lekker wat ek nou vandag het, né? Lyk ons daarom nou soos 'n herder se staf. So as ons dink aan Kersfees, dan dink ons daaraan dat God na mense toe gekom het, wat eenvoudige mense was, nie die belangrike mense wat in paleise gebly het nie, maar herders, skaapwagters, wat in die veld hulle skape opgepas het. Maar weet julle, en die kleure van hierdie lekker ding, né, is dan wonderlik. Al die kleure van die reënboog is hier, want die engel sê, dis 'n goeie boodskap, wat 'n bron van vreugde sal wees vir almal, vir alle mense. Kersfees is die goeie nuus, dat God die wêreld liefhet. So, dis die tweede ding wat julle moet onthou van Kersfees uit hierdie lekker goed, né? Die herders, maar ook die kleure, dat dit bedoel is vir alle mense. Maar as jy nou dit omdraai, dan is dit, julle wat nou al mooi op skole sal weet, dan is dit die letter J, né? En die J staan vir Jesus. Dat Kersfees oor Jesus gaan. Want die engelboodskap sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. In Matteus staan daar, as die engel aan Josef verskyn, jy moet hom Jesus noem, dan is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. So die J staan vir Jesus. Maar weet jy, die J staan ook vir jou. Ja, Jesus het vir jou na hierdie aarde toe gekom, om vir ons te wys hoe lief God ons het. Sal julle dit onthou? Die herder, vir almal, né? Jesus, ook vir jou. Laat ons dan die Bybels oopmaak, in die Ou Testament vanoggend, in die profeteboek Jesaja hoofstuk 9, ons gaan die eerste 6 verse daarvan saam lees, maar voordat ons dit lees, laat ons saam bid. Kom ons bid saam. Here, ons kan dit nie klein kry met ons menslike verstand, dat U die heerlikheid van die hemel verlaat het, en in ons stoffelike, aardse, gebroke werklikheid kom inbreek het, en onder ons kom woon het nie. Dit is te groot vir ons om te begryp. Die wonder van God, U die ewige en almagtige God, wat mens word, wat gebly het wat hy waarlik is, naamlik waarlik God, maar geword het wat hy nie is nie, naamlik waarlik mens. En oor hierdie misterie wil ons U aanbid, wil ons U eer as die verlosser en die redder van ons lewe. Kom ontmoet ons op hierdie Kersoggend en kom praat met ons deur die woord. En dit vra ons in die naam van die kindjie van Bethlehem, die redder en verlosser van hierdie wêreld, Jesus Christus. Amen. Ons lees Jesaja 9 en ons lees vanaf die eerste vers. Die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermeerder. U het hulle vreugde groot gemaak. Hulle ervaar vreugde voor U soos die vreugde in die oestyd, soos die wat juig wanneer hulle buit verdeel. Want die las van hulle juk en die hout oor hulle skouers, die stok van hulle slawedrywers, het U verpletter, soos op die dag van Midian. Ja, elke steel wat stamp met 'n gedreun, en elke kledingstuk wat in bloed gerol is,
is bestem vir verbranding, is kos vir die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. Dis die Here se woord aan ons in hierdie oggend. Mag hy, ook wanneer ons dit nou saam oordink en verkondig, tot 'n seën maak vir ons almal. Liewe broers en susters, in 1490 het die Nederlandse skilder Geertgen tot Sint Jans het hy hierdie skildery gemaak. Dit is eintlik 'n merkwaardige skildery en natuurlik kan die digitale weergawe nou nie alles mooi weergee, al die detail weergee wat in hierdie besondere skildery weergegee word nie. Ek wil enkele elemente daarvan vir die uitlig, miskien op 'n ander prentjie. Die regterkant die een is nou so 'n bietjie meer belig, sodat dit ons kan help om bietjie detail te sien. Wat 'n mens nou hier kry, is natuurlik die kindjie in die krib, en mens sien vir Josef daar teen die kant, kyk na wat hier, die toneel wat hom hier afspeel. Wat interessant is, dis nou Maria en engele, en daar sien jy 'n bees en 'n donkie se kop, wat ook in die krib kom inloer. Wat meer is, as jy so deur die opening kyk, verder dieper in die prentjie in, gaan terug, dieper in die prentjie in, dan sien jy hoe dat daar 'n engel is, wat aan die herders, of die skaapwagters, soos die dogtertjie net het reg gesê, ook die goeie boodskap bring. Wat opval van hierdie besondere skildery, is die lig wat uit die kindjie uitstraal, en die gesig van Maria, en selfs die gesigte van die engele, besonder verlig. Wat opval is die groot koppe van die bees, of die koei en die donkie, wat inloer in die krib, teenoor die kleinheid, die geringheid van die koningskind uit die hemel, Jesus Christus. Miskien wil die skilder iets van die misterie van die inkarnasie, die menswording van Jesus by ons tuis bring. Ja, hier kan jy nou met die inzoom, kan 'n mens nou tog ietsie sien van die ander engel, maar wat ek eintlik wil wys, is dat daar 'n besondere lig uitstraal uit die kindjie, en die skerm hierdie kant is tog vir my duideliker, en dis merkwaardig dat daar op die gesigte van Maria en die engele iets van verwondering is, maar ook hartseer. Want die skilder sê vir ons, die ontleder sê vir ons, dat daai voerbak, die krib, lyk baie soos, is 'n stuk, lyk soos 'n graf, en herinner daaraan dat Jesus ook as mens sou sterf. En daar's ook koringare, as 'n mens mooi na die prentjie sou kon kyk, wat in die krib lê, as 'n herinnering dat Jesus die koringkorrel is wat in die grond sou sterf, sodat ander kan lewe. Dis die merkwaardige. Daar's mense wat sê
dat die skilder hier eintlik bedoel het, dat die lig wat uit hierdie kindjie uitstraal, helderder is as die son wat op sy helderste skyn. Geweldige misterie, maar oorweldigend teenoor die lig, is dit eintlik donker in hierdie skildery. Die lig in ons donkerte. Jesus die lig in ons duisternis. En dis daaroor dat ons vanoggend gaan praat. Het is merkwaardig dat ek in die afgelope tyd die voorreg gehad het om hierdie boek, die autobiografie van Elie Wiesel te lees. Elie Wiesel was 'n joernalis, Joodse skrywer, Nobelpryswenner van die Nobelprys vir Vrede. En hy skryf in hierdie autobiografie van hom, All Rivers Run to the Sea, van sy ervaring wat hy gehad het in die Duitse konsentrasiekampe. En hy skryf in hierdie spesifieke hoofstuk waaruit hierdie twee fotootjies kom, hy noem dit darkness, donkerte. Hy gaan verder en hy skryf 'n vroeëre boek met die titel Night, nag. En hy vertel dat hy nooit in sy lewe die eerste nag in Auschwitz sal vergeet nie. Die nag wat sy hele lewe so verwoord het, dit een lang donker nag gemaak het. Hy sal nooit die gesigte van die kindertjies vergeet nie. Voordat hulle na die gaskamers gemarseer is. Hy sal nooit die donker rookborrels uit die gaskamers vergeet nie. Hy sal nooit vergeet hoe dat die stilte van die nag hom die lus om te bly lewe ontneem het nie. Miskien is daar nou mense wat nou vanoggend sê, dis nou baie onvanpaste tema. Dalk moet ons nou nie hieroor praat nie. Dalk moet ons eerder nou oor die lekker en mooie, vrolike dinge van die lewe gesels. Dalk moet ons nou vandag net bly wees en vir 'n oomblik 'n verdowingspilletjie sluk, vergeet van al die donker om ons. Maar weet jy, as 'n mens iets van die goeie nuus oor Kersfees wil verstaan, dan moet jy die harde, brutale realiteit van die donkerte rondom jou ook in die oë kyk. En dis wat ons teks doen. Jesaja 9 is 'n teks wat geskryf is 'n profesie van Jesaja, wat die boodskap van die Here bring vir mense in donkerte. Die eerste vers sê, die volk wat in duisternis ronddwaal, hulle is verdwaal in hulle donkerte. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, as jy die ou vertaling hiervan gaan lees, dan staan daar dat hulle woon in die land van doodskade weer, dat die dood sy skade weer oor hulle gesprei het. Wat is nou hier die donkerte waarvan hier gepraat word? Die merkwaardige is dat daar twee kante is aan hierdie donkerte. Die een kant was dat hulle gevoel het dat God ver is en afwesig is, dat God sy rug op hulle gedraai het, deur hulle eie toedoen natuurlik, nie? Deur hulle eie ongehoorsaamheid. Vers 17 in die voorafgaande gedeelte lees ons dat die Here God sy gesig vir hulle verberg het. Altyd 'n aanduiding van God wat sy rug op hulle gedraai het. Maar daar is ook 'n tweede rede vir hulle swaar kry. Die tweede rede vir hulle nagervaring, die eksistensiële krisis van die nag wat hulle beleef, die donkerte, die uitsigloosheid, om sonder God en sonder hoop te leef, hou ook verband met die monstering van Assiriese troepe binne in die beloofde land, rondom Jerusalem.
en mense kry swaar. Ons lees iets daarvan in vers 21, die volk sal die land deurkruis, bedruk en verhonger, en wanneer hulle honger is, sal hulle woedend word, en hulle koning vloek, en hulle sal boontoe kyk, en God vloek. Hoor jy dit? Die toppunt van donkerte. En wat meer is, na die grond sal hulle staar, en kyk uitgedryf in die duisternis, is daar net benoudheid en donkerte, angs sonder lig. En is in hierdie omstandigheid, dat ons in hierdie teks lees van God se ingryping, van die beweging vanuit die donkerte na die wonderbare lig, van hierdie groot ommekeer wat niemand anders nie as God bewerk het, dat hy in hulle donkerte kom ingryp het, en daarom die profesie. En nou moet jy mooi luister, dat hier die hele tyd in verlede tyd gepraat word, asof dit reeds gebeur het. Hulle praat van die profetiese perfektum, asof dit afgehandel is, dit het reeds plaasgevind, maar eintlik word dit nog in die toekoms verwag, en is die vooruitsig daarvan. Hoe praat hy? Hy sê, die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. En net op die ommekeer, hulle wie se getalle uitgedun is, baie van hulle is al weggevoer in ballingskap. Die Here het hulle vermeerder, ook hulle vreugde groot gemaak. Hulle was bly voor die Here in die Here se teenwoordigheid. Een van die Engelse vertalings vertaal dit so: the joy of a great celebration. Hier was 'n groot vreugde oor wat die Here gedoen het. Hulle was bly, en twee beelde word gebruik, soos wanneer hulle oes insamel, of soos wanneer hulle 'n oorwinning in die veld op 'n veldslag behaal het, en die buit verdeel het. So bly was hulle. En dan is daar 3 redes vir vreugde. Die eerste rede is dat hulle vrygemaak is. Hier staan dit in die 3de vers, dat die las van hulle juk, die hout oor hulle skouers gebreek is. Die stok van die slawedrywers het die Here verpletter, soos op die dag van Midian. Dit was die dag, as jy nou die geskiedenis van Gideon weer gaan lees, in Rigter 6 en Rigter 7, dan lees jy hoe dat die Here God op 'n wonderbaarlike wyse die Midianiete verslaan het. Gideon het maar so 300 man by hom gehad, Gideons bende, maar eintlik was dit die Here wat op 'n wonderbaarlike wyse die vyand verpletter het. En dis wat hy hier sê, hulle sal vry word. Maar is meer is dit. Tweede rede vir blydskap, dan sal ook vrede wees. Sal nie meer oorlog wees nie. Hy sê die soldate skoen wat alles vertrap en verpletter, die uniforms wat met bloed bevlek is, hulle gaan verbrand word. Dan gaan nie meer oorlog wees nie. Dan gaan vrede kom. Maar die derde rede vir vreugde is die klimaks. Dis die groot ommekeer. Dis die rede vir die beweging vanuit die duisternis na die lig. Vir ons, want staan daar in vers 5, vir ons is 'n seun gebore, 'n kind gebore, vir ons, aan ons is 'n seun gegee. Wie is hierdie seun? 'n Nuwe koning. En miskien in die oorspronklike konteks het die profeet die opvolger seun van koning Agas, Hiskia, in gedagte gehad. Maar ons weet mos, as Nuwe Testamentiese gelowiges, dat dit 'n verwysing is na Jesus Christus, en daarom kan ons dit maar met 'n hoofletter K en 'n hoofletter S vertaal. Jesus is die een wat die lig is wat in ons duisternis kom skyn het, om die duisternis te verdryf en vir ons lig en lewe en vreugde en vrede te bring. Dis wat Jesus kom doen het. En soos met elke koning word 'n koning
altyd by sy troonsbestuiging nie net 'n kroon en 'n scepter gegee nie, maar allerhande nuwe name word hom toegesê om iets van sy karakter en iets van die verwagting van sy optrede, sy vermoëns en sy aansprake te verwoord. En ook hier staan 4 name. Hy sal genoem word wonderbare raadgewer. Die een wat gebore is, ook die een in Bethlehem, wat gebore is daardie nag, aangekondig deur die engele uit die hemel, is die een wat oor alle wysheid en alle onderskeiding beskik. Hy kan in elke verleentheid, in elke probleemsituasie, kan hy uitkoms bied. Hy is in die tweede plek magtige God. Eintlik staan daar in die Hebreëus God se held. Hy is verhewe bo alle magte wat ons lewens donker maak en bedruk maak. Ewige Vader, die een wat altyd sorg, die een wat deur sy versorging en sy liefde altyd by ons is. In die verlede was, die afgelope jaar was, volgende jaar sal wees en tot aan die einde van die tyd. Maar ook die vredevors, die een wat vrede kom bring, die een wat God se shalom, die herstel van alle dinge, die heel maak van alles, hier op hierdie stikkende gebroke werklikheid waarin ons leef, kom hy heel maak. Hy het begin, en sal dit eendag voltooi. Hier sien ons dat die profeet sê, dat hierdie koning wat kom, is die vervulling van God se belofte aan Dawid, 2 Samuel 7, né? Vers 16, dat daar altyd iemand op sy troon sal wees, dat die een wat die groot ommekeer vanuit die duisternis oor ons lewe, wat die seggenskap het oor ons lewe, weggeneem het, en nou vir ons geplaas het in die ryk van die lig van Jesus. Hierdie een is die een wat op die troon van Dawid sit, die vervulling van God se belofte. En hy gaan 'n nuwe bestel begin van reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Dis nie merkwaardig van die groot ommekeer. Miskien sit jy nou vanoggend hier en sê ek sien niks daarvan nie. Hoekom lyk dit dan nie so nie? Dominee, dis vergesog. Dis 'n stuk profetiese dagdromery van die profeet Jesaja. Dan wil ek jou net wys op die laaste sinnetjie van vers 6. Daar staan die ywer van die Here, die heerser oor alle magte sal dit doen. Die heerser oor alle magte, die Here van die leerskare, die almagtige God. Hierdie nuwe bedeling, hierdie ommekeer uit die duisternis na sy lig, vol vreugde, vol blydskap, vol van die vryheid wat hy vir ons gebring het. Ook vryheid van sonde word gewaarborg deur die ywer van die Here. Nou die woord ywer word hier is die Hebreëse woord kinat Yahweh, die ywer van die Here. In baie Engelse vertalings word dit vertaal met zeal, die ywer van die Here. Walter Bruggeman, een van die Ou Testamentiese kommentare sê, dit gaan hier oor die passievolle verbintenis van God aan sy mense. God gee ons nie prys nie, God skryf ons nie af nie, al het ons God gevloek, al het ons rug op God gedraai, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. En dis dan die boodskap vanoggend, geliefdes, dat Kersfees is die fees dat God in ons donkerte gekom het en sy lig in ons lewe laat skyn het.
na amper 2 jaar van die pandemie, waaronder ons gebuk gegaan het, waaronder ons nog steeds gebuk gaan, sal daar waarskynlik vanmiddag aan die kerstafel min van ons wees, by wie daar nie 'n leë plek is nie. Sal daar by miljoene in Suid-Afrika, as dit nie miljoene, 3 miljoene is nie, vanweë die tuistering en geldhonger politici in hierdie land, sal daar nie 'n kerstafel wees nie. Miskien het jou donker anders. Miskien is dit net 'n stuk eensaamheid wat jou vanoggend oorweldig het. Niemand om mee te praat nie, niemand om saam mee te lag nie. Niemand wat vir jou 'n sakdoek aangee om jou trane af te droog nie. Niemand wat vir jou vra, met wie gaan jy in jou diepste donkerte hieroor praat nie. Miskien is dit verlies. Verlies van werk, verlies van inkomste, verlies van 'n dierbare wat jy nie eers kon groet nie, wat jy niemand gehad het om vas te hou nie. Miskien is die donkerte, die siekte waarmee jy worstel, die vrede maak met jou eie verganklikheid en sterflikheid en nietigheid. Miskien is dit die donkerte van 'n getuisterde land waarin ons woon, miljarde staatsgeld wat gesteel is. Noem maar op. Miskien is jou donkerte 'n kroniese neerslagtigheid wat jou lus om op te staan in die oggend gesteel het. Hoor dan vanoggend, die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien, die lig van Bethlehem. God kom in die nag. God kom in ons donker. En kan ek sê, hy kom ook vir ons donker. Want sou hierdie een wat in Bethlehem gebore is, dan nie daardie goeie Vrydag in die donker ure van 12 tot 3 aan 'n kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat nie, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie, sodat hy ook die Sondag, die kettings en die boeie van die duisternis en die magte van die dood kon verbreek. Daarom is die boodskap van Kersfees dit, en ek maak klaar, is dat Jesus Christus, die Seun van God, gekom het, onder ons kom woon het. Hy is die lig in ons donker. God het met Kersfees ons donkerte, ons swaar kry, ons pyn en ons gebrokenheid deel van sy storie gemaak, sodat ons in tye van swaar kry en wanhoop kan sing oor die lig, met hoop, met vreugde en vrede. Daarom kan ons inderdaad sê, soos in die inleidingslied van die Johannes Evangelie, in hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Kan ons net nou maar sing, stille nag, heilige nag, voor U ryk moet die duisternis swag. Ook die donkerte waarin jy sit. Seëne Kersfees. Amen. Here, as ons vanoggend saam gedink het, 'n paar tree gestap het saam met die profeet, dan kan ons met reg
ons verwonder oor u liefde, kan ons bly wees oor u genade, oor u ywer vir ons, oor u passie vir ons, oor u oneindige liefde vir ons. Dankie daarvoor. En ons wil bid vanoggend dat as daar iemand in hierdie kerkgebou is, vir wie die sonde duisternis die oorhand gekry het, dat u lig in daardie persoon se lewe so helder en duidelik op hierdie dag sal kom skyn, dat hulle hand sal uitsteek en u hand sal vat. Vir hulle wat moeg en moedeloos is, hulle wat hartseer is, dat u in hulle hart en in hulle lewe sal kom skyn met u vrede. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, kom ons sing van die stille nag en die heilige nag. Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met die elkeen. Amen. Dis nou Kersfeestyd, hy het sy seun gestuur vir die wêreld in ons donker uur, om weer hoop te bring, soos hy ons omring met liefde vat, sal hou. Hosanna, seun van God, bring hom al eer,
sing saam, heilig is sy naam. Hosanna, Seun van God, gee jouself vir hom, want hy is 'n geskenk, wat nuwe lewe gee, mag jy dit ook beleef. Herders in die veld, hoor die goeie nuus van die Jesuskind se geboorteuur. Wyse manne kom deur die ster gelei, bring hom hulde, lof en eer. Hosanna, Seun van God, bring hom al eer. Engele sing saam, heilig is sy naam. Hosanna, Seun van God, gee jouself vir hom, want hy is 'n geskenk, wat nuwe lewe gee, mag jy dit ook beleef. Die kindjie het gekom, om hoop te bring vir ons, met jou hart en siel, kom loof en prys sy naam, prys sy naam. Hosanna, Seun van God, bring hom al die eer. Engele sing saam, heilig is sy naam. Hosanna, Seun van God, gee jouself vir hom, want hy is 'n geskenk, wat nuwe lewe gee, mag jy dit ook Is hy soos die wat ons maak wie ons is, om saam met die wat ons lief het te kan wees. Kersfees, koek en braaivleis vier, want in hierdie land is dit sonskyn Kersfees. Daar's baie om voor dankbaar te wees. So baie om voor dankbaar te wees. Son en see en somer weer, want dis Kersfees. Dis Kersfees. Na nog 'n jaar is ons weer by mekaar, want dis Kersfees. Dis Kersfees in die somer. Families wat sing om 'n Kersfeesboom, hande gevat en drome gedroom. Dis ou Kersland harte vol, en hierdie tyd saam sal geld nie kan koop nie. Daar's baie om voor dankbaar te wees. So baie om voor dankbaar te wees. Son en see en die somer weer, want dis Kersfees. Dis Kersfees. Na nog 'n jaar is ons weer by mekaar, want dis Kersfees.
Kersfees in die somer.